Dieremaniere, 'n RSG Backbazaar. Dis weer tyd vir Dieremaniere, want elke dier het 'n manier en die manier maak die dier. Hartlik welkom by die 18de episode van die eerste seisoen van hierdie program. Ek is Elsje van Jaarsveld, aanbieder en regisseur by RSG, en saam met my is ons produksieregisseur Vianel. Dieremaniere is 'n RSG Backbazaar, en wat dit beteken is dat die program hoofsaaklik aanlyn aangebied word, en dit bied ons die ruimte om langer met 'n veearts te gesels as wat ons op die gewone radio sou kon voer. En dit is nou presies wat ons vandag nodig het vir hierdie episode. So 'n paar weke terug het ons op Facebook gevra, wat wil jy hê moet Dieremaniere ondersoek? En talle luisteraars het vrae gestuur oor die gesondheid van hulle diere. Die ding wat dit so moeilik maak met 'n dier se gesondheid, is dat hulle nie vir jou kan sê wat is fout nie. So hoe moet ons nou weet hulle voel nie lekker nie? Dan kry ons vandag 'n bietjie rigting. Stefanie die Jager vra, hoekom eet haar worshonde grond? En 'n paar luisteraars vra oor die gewig van hulle honde. Hoe hou jy 'n kat of 'n hond se gewig in toom? Goeie vraag. Charlotte Pretorius het 'n vraag oor haar kat se allergie, en iemand vra oor hondehokhoes, of soos ons dit ken, kennel cough. Ons hoop om soveel as moontlik vrae van luisteraars vandag te beantwoord, maar dalk is daar 'n vraag waarby jy aanklank vind. Dan hoop ons dat jy tevrede sal wees met die inligting vandag hier op Dieremaniere. Net gou 'n herinnering aan ons vorige program toe ons oor die opleiding van sekuriteitshonde en hondegedrag gesels het. Dr. John Grywenstein van die Braveheart Bio Honde Akademie is een van 'n handjievol instrukteurs en 'n hoogs aangeskrewe spreker oor hondegedrag. Wanneer ons werk met die honde in die privaatsekuriteitsbedryf, moet ons voldoen aan die regulasies gekoppel aan die wetgewing van die reguleringsowerheid. Baie duidelik stel dit dat die bedryf het 'n belangrike rol in die nasionale veiligheid van ons land. Dr. John Grywenstein van die Braveheart Bio Honde Akademie het verlede week vertel wat dit behels om sekuriteitshonde op te lei. Hy het ook luisteraars se vrae oor hulle honde se gedrag beantwoord. Daar was raad oor honde wat gate grou, hoe om honde en katte in dieselfde huis in vrede te laat saamleef, dis die al ewige vraag, en hoe om honde te leer om buite te slaap. As jy dit misgeloop het, onthou al ons Dieremaniere programme is vir jou beskikbaar vir altyd op rsg.co.za, Spotify, YouTube en SABC+. Binnekort is Dr. Alta Marie van der Westhuizen hier om luisteraars se vrae te beantwoord oor die diere se gesondheid. Sy verkies sommer net een naam, so vandag noem ons haar Dr. Alta. As jy ook nou soos ons meegevoer is deur al die hartroerende stories van ons troeteldiere, dan het ek uitstekende nuus vir jou. Soos elke diertjie 'n ma en 'n pa wil hê wat kan sorg en drukkies gee, so wil hierdie potgooi ook 'n ma en 'n pa hê. Wil jy ons aanneem, asseblief tog man, ons sal jou produk en diens hier wyd en suid verkondig. So as jy wil adverteer, stuur 'n e-pos na info@rsg.co.za. Kyk hoe waai my stertjie nou. Vandag in Dieremaniere gesels ek met Dr. Alta van der Westhuizen, en sy is van die Waterkloof Rif Dierekliniek in Pretoria. Dr. Alta, baie welkom hier by Dieremaniere. Baie dankie. Ek waardeer dat julle my genooi het. Ons is baie dankbaar, en die voorreg is regtig ons, en ons het vir luisteraars gevra, wat wil hulle hê moet ons ondersoek? En soveel mense het gesê, asseblief, hier en daar is dalk 'n siekte, 'n allergie of 'n gewoonte van my troeteldiertjie, en ek het net die raad nodig van 'n veearts. So ons is baie bly en baie dankbaar dat jy nou vandag hierdie vrae gaan beantwoord. Maar voor ons by die luisteraars se vrae uitkom, ons is ook baie nuuskierig oor die lang pad wat jy moet loop om 'n loopbaan as 'n veearts te kan hê. Kan jy vir ons kortliks sê wat moes jy doen, hoe lank moes jy studeer en hoe het gewerk?
Ja, so ek moet vir jou sê van kleintyd af het ek geweet ek wil 'n veearts word. So ek het van die begin af die regte vakke gekies, soos maar hoofsaaklik jou natuurwetenskap, fisika, wiskunde, al jou akademiese vakke wat jy nodig het om in natuur of diere rigtings in te kan swat, moet jy maar kry. En dan moet jy nou redelik goed natuurlik ook doen. En so ek het hard gewerk van kleintyd af en aanvanklik gaan jy na die hoofkampus toe van Universiteit van Pretoria, jy gaan doen 'n BSc en dan daar keer hulle jou nou weer verder. So jy word gekeer op jou matriekpunte en dan so ook verder op jou punte op universiteit. So dis 2 keuringsprosesse en dan vat dit 'n verdere 7 jaar. In my tydperk het dit nou al 'n bietjie kleiner geraak, die kursus het korter geraak, so dit is nou 5 jaar, maar toe ek geswat het, toe was dit 7 jaar. En vanuit ondersoekpoorte het ek toe nou in kleindierpraktyk ingegaan en ek is nou al die afgelope 11 jaar in kleindierpraktyk. Dis werklik 'n lang pad. So dis eers BSc op universiteit voorgraads en daarna is hy onderste poort toe. Ja, so dis 2 keuringsfases en dan voer hulle nou maar ook onderhoude met jou om vas te stel of jy 'n geskikte kandidaat is. En is julle groep vir jou artse daai jaargroep, was dit 'n groot groep? Ek weet nou nie wat is groot en dis baie subjektief, maar vir ons dit was 135 studente wat ingegaan het in die kursus en ek dink omtrent so 120 het gekwalifiseer. Wonderlik. Nou ons is baie dankbaar dat jy gekwalifiseer het en al daai jare se studies en Baie jare. en ek kan ook nou nog dink daar's mense rondom jou wat ook baie opofferings moes maak, maar dit is die moeite werd gewees. Ja, definitief. Kom ons begin by die eerste vraag. Almarie Beekman Brits skryf vir ons, sy wil graag hê mense moet bewus wees dat dit vir honde baie warm is wanneer hulle op 'n teerpad hardloop. En soos ons nou met tekkies hardloop en as jy nou saam met jou hondjie hardloop of saam met jou kat of jou diertjie, dan moet mense in ag neem dat die teerpad baie warm kan wees. Is hulle potjies baie sensitief? Ja, dit is definitief 'n probleem hoor. Elsje, so wat ons sien is in honde na die winter is hulle voetjies baie sag. So jy moet pas op nie net vir die hitte van die teer self, maar ook die tekstuur. Dit is soos jou eie voete, na die winter is jou voete sag en met tyd dan word dit nou 'n bietjie harder. So ek sê altyd vir mense, die beste ding om te doen is sit jou hand of jou voet op die teer en kyk of jy dit so 10 tot 15 sekondes daar kan hou. Indien jy dit nie kan hou nie, kan jy maar weet jou hondjie gaan sy voete brand en ons het al lelike brandwonde gesien in praktyk. So jy moet regtig versigtig wees met die tipe van goed. Brits raak baie warm, ek weet dis omtrent tussen 30 en 35 grade soms. So ek sal vir mense daarvoor staan, miskien is dit beter om vroegoggend en laatmiddag te gaan stap met jou hondjie wanneer so hier by die 21 grade Celsius is. En dan oor die algemeen nie net hulle potjies nie, maar hulle kan maklik oorverhit ook. Ja, oorverhitting is 'n groot ding wat ons baie in praktyk sien en dit is lewensgevaarlik. As jy vermoed jou hond het oorverhitting, is dit beter om dadelik veearts toe te gaan as dat jy probeer om die hond self af te koel. Want daar's sekere temperature waarna ons kyk wat bepaal wanneer jy die hond kan afkoel of nie afkoel nie. Goed, so dis 'n baie belangrike ding, maar jy moet net maar weet, wat is die tekens dat jou hondjie ek wil nou nie 'n kat uitsluit nie, so miskien kan jy die onderskeid tref. Wat is katte is ook definitief ons kry uitputting in katte ook. So dis gewoonlik as hulle oopmond asemhaal, dis soos 'n pant waarvan ons praat en jy kan sien hulle mucusmembraan is baie rooi, hulle is baie angstig. Dit kan hitte uitputting wees, maar ons kyk ook na die hond se temperatuur om vas te stel of dit wel die geval is of nie en wat noodsaaklik is om op daai moment te doen. Goed, baie goeie raad, Almarie Beekman, en dit is sy wat dan gepraat het oor die teerpad, wat so warm is vir hondjies as hulle draf, veral hier so in Desember, wanneer dit so geweldig warm is. Stefanie die Jager skryf, sy wil graag weet, hoekom eet haar worshonde grond, en dit kan nou ook sekerlik wees dat dit nie net worshonde is nie. So, dokter, wat is jou kommentaar oor honde wat oor die algemeen grond eet? Dit is 'n baie algemene ding wat ons in praktyk hoor van kliënte af. Dit is eintlik, mense sal nou nie dink nie, maar dit is normale gedragspatrone wat diere het. So alles is normaal tot dit op 'n punt kompulsief raak. As dit begin kompulsief raak, kan dit 'n gedragsafwyking wees. Dan moet 'n mens nou verder ondersoek hoekom dit gebeur. Maar buiten gedragsafwykinge kan jy tekorte kry aan vitamiene en minerale. Dis ook iets wat jou veearts kan toets vir jou en kyk, jy weet, of daar 'n kalsium of 'n ystertekort moontlik in die dieet is. Maar ons sien dit ook, ons het al verskeie kere gesien dat dit nie die geval is nie, dat dit eerder 'n irritasie is van die darm vir 'n rede waarvan ons nie bewus is nie. So dis maar iets wat beste aangespreek deurens kan word deur jou veearts.
Goed, maar moet mens baie bekommerd wees as jy hond wel grond eet? Is dit 'n teken nou moet ons veearts toe gaan? Nie dringend nie, maar as jy dit begin baie gereeld opmerk, dan moet ons dit kyk. Kyk, hulle is maar baie nuuskierige diere ook. So hulle probeer altyd al hulle sintuie betrokke te maak by dit wat hulle doen. So as daar snaakse reuke in die grond is, gaan dit outomaties maak dat hulle grou, maar hulle moenie fisies groot hoeveelhede grond eet nie. As hulle groot hoeveelhede grond eet, dan definitief moet 'n mens verder ondersoeke instel. Goed, baie dankie daarvoor. Stefanie het nog 'n vraag gevra. Sy sê sy het 2 worshondjies en hulle is uit dieselfde werpsel uit. Albei is gesteriliseer, maar die enetjie is baie meer gewigtig en swaarder as die ander enetjie, maar hulle eet dieselfde kos. So hoe kan dit so wees? Ag, Shank. Ja, dis maar soos ons mense en van ons het ons maar 'n boetie of 'n sussie wat nou lekker maar is en dan sukkel 'n mens met jou gewig self. So dit is maar ongelukkig baie keer gene en hoe jy gene uitdrukking gee. Party mense se metabolisme is stadiger as ander. So wat ek sal voorstel is kyk net of die hondjie nie dalk 'n gesondheidsprobleem onderliggend het nie, soos 'n onderaktiewe skildklier moontlik of 'n Cushing se siekte. Dit is siektetoestande wat kan veroorsaak dat 'n individu sukkel met hulle gewig. As jy dit uitgespapel het, dan kan 'n mens dalk kyk daarna om net 'n laafvet dieet te gee vir die chubby baba. Net om te sien, jy weet, of dit nie dan ten minste help om die gewig af te bring nie. Baie keer maak mense ook die fout, hulle dink 'n hond is oorgewig, dan is dit eintlik inteendeel die ander hondjie wat verskriklik maar is. So die beste is om ook die hondjie te vat na die veearts toe en te vra, hoorie, is hierdie hondjie oorgewig en moet ons bekommerd wees? So baie luisteraars het wel vrae gevra oor die gewig van hulle troeteldiere. So kom ons staan 'n bietjie daar stil, eers honde en dan katte. So hoe moet jy dan nou weet of jou hond se gewig die regte gewig is? Ja, wat is jou meetstaf? Ja, sê dit is nou moeilik. Daar's soveel verskillende liggaamsboue in troeteldiere, selfs in honderasse. So wat ek aan mense sê is kyk altyd na hulle lyf se kondisie. Ons het spesifieke kaarte wat ons gebruik daarvoor. So as jy kyk, 'n voorbeeld daarvan is as jy kyk na jou hond van die kant af, wil jy graag sien dat die maagie mooi inkom by die borskas. Dit moenie 'n reguit blokkie wees nie. En as jy van bo af kyk, wil jy ook nie hê die hondjie moet soos 'n blokkie lyk nie. As jy aan die ribbetjies voel byvoorbeeld, wil jy ook nie hê jy moet ribbes kan voel sonder om hard te druk nie. So daar's 'n paar van daai tipe goed waarna mens moet kyk. So dis nie 'n vasgestelde gewig wat jou hond moet weeg nie. As hy 'n sekere honderas, dis waar mense die fout maak is 'n honderas het nie 'n voorgeskrewe gewig nie. Daar is verskillende gewigstoelatings vir verskillende bouvorme. So die beste is om daai oogondersoek te doen en te sê, is daar ekstra vet op die liggaam, veral om die borskas en by die buik. En as jy sien dit hy lyk 'n bietjie bonkig, dan moet jy weet dan is hy die hondjie reeds baie oorgewig. Goed, en dit kom nogal voor dat wanneer die hondjies gesteriliseer word, die teefietjies, dan sit hulle gewig aan. Is dit nou net diete of is dit werklik Glad nie. Dit is definitief iets wat gebeur. So ons sien dat die rede hoekom dit gebeur is jou hormone dryf jou metabolisme. So sodra mense sterilisasie doen, dan vat jy nou daai hormone weg en dan wat gebeur is dan metabolisme raak stadiger. Ongelukkig mense het voordele en nadele aan sterilisasie en jy moet die twee opweeg teenoor mekaar en dan besluit jy weet vir daai spesifieke individu wat is in sy beste belang. Maar ek kan vir jou sê die meeste van die gevalle beveel ons aan sterilisasie en dan wat ons sal vir mense sê, sit hulle op 'n laafvet dieet na die tyd en neem net in ag hoeveel jy jou hond voer. So moenie kos net neersit en verwag jy hondjie kan jy weet eet deur die loop van die dag sonder om dit te moniteer. Mens moet seker maak dat jou hondjie nie te veel kos eet nie. Goed, dit is om te voorkom dat die hondjie oorgewig raak. Maar as die hondjie nou reeds oorgewig is, dis klein of groot honde, en ek hoor nou also deur die paar episodes van Dieremaniere het ek nou al agtergekom dat daar sekere honderasse wat geneig is tot oorgewig. Definitief. Maar as jou hond nou wel oorgewig is, nou het ons 'n probleem en veral as die hondjie nou al ouer is, dan hoor ons ook dat mens eintlik moet voorkom dat die hond nou oorgewig raak. Daar's nou baie stremming op hulle gewriggies. Wat kan jy nou? Natuurlik. Jy kan kyk na lae-impak oefeninge. So wat lekker is deesdae ons het tot ons beskikking fisioterapeute wat lae-impak oefeninge met jou troeteldier kan doen en vir jou riglyne kan gee hoe om met hulle te gaan stap. Maar mens moet versigtig wees om nie net te begin met 'n oefenprogram nie, want baie keer is dit wat jy van die hondjie verwag net te veel vir daai lyfie.
En dan ook waarna mense kan kyk is 'n lae vet dieet. So jy kry oulike programme waarop ons hulle kan sit soos wat jy nou by mense kry. Een van hulle is Heels Science Plan se Pet Slimmers. So dis waar jy pad stap saam met jou veearts. Jy weeg die hondjie elke 2 weke en die kos word daarvolgens aangepas. En is 'n baie spesifieke dieet waarop ons hierdie troeteldiere sit. Dit is die metabolic en mobility as dit 'n ou hond is of selfs net die gewone metabolic. Goed, so daar is daar 'n raad vir jou. Dit is nou wat honde betref. Katte, hoe ons weet 'n kat is oorgewig en gebeur dit ook dat 'n kat wel oorgewig raak want hulle is so rats. Katte is baie moeilik. Mense, wat katte aanbetref, is dit nie baie maklik om te sien wanneer jou kat oorgewig is nie. 'n Veearts sal jou daarmee 'n leiding kan gee. Maar ons sien, ek moet vir jou sê, 7 uit 10 katte wat ons sien is oorgewig in praktyk. En die probleem lê by leefstyl. Hierdie katte is karnivore, hulle is aktiewe jagters. So hulle is gemaak om uit te gaan en te gaan jag vir hulle prooi. En nou hou ons hulle in klein beboude stedelike gebiede, in 'n klein erf. En daai energie wat hulle moet verbrand is nie daar nie. So wat ek vir mense sê is, probeer om met jou kat te speel soveel jy kan. Daai balletjies met die toutjies, dit werk baie goed. Lasers om met hulle te speel om hulle aktief te hou. Maar let ook op wat jy jou kat voer. Katte moet 'n hoë proteïen dieet kry en baie van jou supermarkkosse is nie voldoende vir dit wat die kat nodig het nie. Goed, so dit is maar ook iets wat as jy 'n kat-eienaar is, moet jy daarna oplet. Is daar ook 'n tipe kliniese toets wat jy kan doen, so die oogtoets wat jy soos met die hond doen, wat jy ook met 'n kat kan doen om te sien of die kat oorgewig is? Ja, dit is nie 'n body mass index toets soos wat jy by mense kry, maar dit is nie dat ons gaan fisies en gaan meet die sentimeters nie. Ons gaan kyk deur eens visueel hoe lyk die hond of hoe lyk die kat. Hulle tel gewoonlik gewig hoofsaaklik by hulle maaggedeelte op eers voor jy begin gewig op die res van die lyf sien. So hulle kry, dit is amper soos 'n pouch onder op hulle maag en dit is gewoonlik waar hulle begin met gewig optel en dan kan 'n mens van daar af dadelik begin intree en kyk of jy nie iets kan doen om daai gewig af te bring nie. Maar as dit nou begin so raak dat jy die hele lyfie begin vet raak, dan raak dit geweldig moeilik om daai kat se gewig af te bring. En hulle kan dan later metaboliese siektetoestande kry, soos suikersiekte. Katte kry insulienweerstandigheid van oorgewig wees en hulle kry lewervervettingssindroom, albei baie gevaarlike siektetoestande wat baie moeilik is om te behandel. Is dit enigstens omkeerbaar as die kat nou wel insulienweerstandig raak? Definitief. So, ja, dit is 'n lekker ding en wat hulle bevind het met studies is katte doen beter op 'n natkosdieet as wat hulle op 'n droogkosdieet doen. So as jy 'n kat kan geleidelik oor 'n opsit op 'n natkos, is jy klaar halfpad daar om gewig te laat verminder. Omrede die waterinname van daai kat is dan ook verhoog. En om 'n kat 'n karnivore is hulle nie baie lief daarvoor om water in te neem nie en dan kry hulle daai noodsaaklike water deur hulle kos. Goed, so dit is wonderlike nuus om nou te weet, daar is 'n oplossing. Charlotte Pretorius, sy praat nou juis oor haar kat. Sy sê een van haar katte, sy het 'n paar katte, het 'n allergie ontwikkel en dit maak dat daar 'n seer in die mondjie is en die kat kan dan nie lekker eet nie en soos wat die kat eet, krap die kat nou ook daai seer heeltyd open. Lyk my dis is 'n allergie. Nou moet ons ook sê dat dit nou regverdig is teenoor jou dokter dat mens baie keer eers nou so 'n kat moet konsulteer en eers kan kyk. Maar so in die algemeen, kan jy dalk kommentaar gee? In die algemeen, dit is iets wat ons sien in praktyk. So dit kan 'n virus wees of dit kan moontlik allergie verbonde wees. Selfs kankers kan partykeer so lyk. So wat ons gewoonlik vir mense sê is kom ons doen 'n biopsie en kyk en maak dit seker dat dit wel 'n allergie is. As dit wel 'n allergie is, dan moet 'n mens dalk kyk na kos, 'n dieetverandering inbring soos 'n gehidroliseerde dieet of 'n gehidroliseerde proteïen dieet wat dan nou help dat jou liggaam nie soveel wit bloedselle vervaardig as gevolg van die allergie nie. En dit veroorsaak dan dat jy minder simptome sien manifesteer in hierdie katte. Dis die een ding waarna jy kan kyk. Dieet vat omtrent 8 weke om resultate te sien en intussen tyd is dit nou maar ongelukkig kortison wat gebruik word om die simptome onder beheer te bring. Die nadele van kortison is dit maak dat die katte dalk kan weer eens diabetes of suikersiekte kry, nierprobleme, selfs Cushing's siekte of 'n probleem met hulle byniere. So die beste raad wat ek kan gee is ja, bestuur dit met kortison, maar implementeer ander goed soos jou dieet en hoë omega-3 visolies wat jy ook kan bysit by die kos en dan het ons ook ander middels wat ons kan bygebruik saam met die kortison. Kortison kom ook in 'n pasta vorm wat jy in die mond kan sit.
utopies en wat dan dalk minder neeweffekte kan hê op die liggaam. So dit is ook iets wat jy kan bespreek met jou veearts. Goed, so daar is gelukkig ook 'n oplossing en middels wat dit kan behandel. Wanneer Ja. 'n mens nou ook besef dat dit wat jy nou doen nie noodwendig die nodige resultate lewer nie, is as daai allergie net nie regkom nie. Ja, dit is moeilik. As die kat begin lyk of sy met ongemak eet. As jy sien, weet jy, die kos val uit die mondjie of daar's baie speeksel wat geproduseer word en die kat lyk dit oor die algemeen, hulle lyk sommer morbied. Daai goed kan geweldig seer raak en as jy onseker is, bring haar in, laat 'n mens net kyk of van die ander simptome is ook wat bydra tot die probleem toe. Baie keer is daar tande wat ook betrokke is in hierdie gevalle. En dan moet 'n mens dalk dit oorweeg om die tandjies skoon te maak of selfs te trek en dit help dan om die simptome bietjie te verminder. Goed, kom ons beweeg na Susan Dievenage se kommentaar. Sy sê haar buurman wat sy noem is haar goeie buurman. Is haar goeie buurman het varkhonde, maar die varkhonde Ja. stink verskriklik. En nou die goeie buurman maak nou hulle area elke dag skoon, maar die reuk hang die hele tyd daar. Dit is nou nog 'n snaakse ding waarmee sy te kamp het. Maar wat kan dit wees? Weet jy, dit is nogal 'n sensitiewe onderwerp. Ek weet nie hoe benader jy dit met jou buurman nie, maar ek kan sien hulle het al die buurman is bewus daarvan want soos ek dit verstaan gebruik hy Jace fluid om skoon te maak. Ja. So ja, die mens moet probeer vasstel waar die reuk vandaan kom. Baie keer is dit van die hond self of dit kan bloot net wees van die afskeiding van die urine en die mis. So ek sê vir mense, dis belangrik om seker te maak dat jy elke dag daai mis optel. En 'n mens moet in ag neem, 'n varkhond kan tussen 800 ml tot 1 liter urine per dag produseer. So as dit 'n klein erf is, sit jy met 'n probleem. En dan nou natuurlik jou Jace fluid is 'n ammoniak basis skoonmaakmiddel. So dit het nogal die geneigtheid om daai reuke te vererger en dan te veroorsaak dat honde meer merkgedrag toon. So die beste is maar net om 'n gewone skoonmaakmiddel te gebruik wat nie ammoniak bevat nie en dan miskien te kyk na ietsie soos 'n appelassyn. Dit help ook blykbaar om die reuke te neutraliseer. Dan as jy dink dit is meer van die hond af, is dit ook 'n goeie idee om veearts toe te vat wat hulle net kan vasstel of hy nie dalk 'n velprobleem het of 'n mondprobleem of selfs analkliere. Goed, jy het nou genoem van die varkhond wat nogal baie urine kan produseer per dag. Is dit net varkhonde of is dit nou maar oor die algemeen? Enige troeteldier. So mens moet jou navorsing doen voor jy 'n hond kry of meer as een hond kry om seker te maak dat jou erf voldoende is. 'n Varkhond byvoorbeeld het omtrent 100 tot 200 vierkante meter nodig spasie om in te bly en dit baie gesê as jy hom vat om te gaan stap en so aan, maar net vir daai doeleindes van hulle uitskeidings. En dit is nou buite die erf. As nie as jou hele erf 100 vierkante meter is nie. Ja, Dis nou ja, dit is uitgesluit jou huis. yes, uitgesluit jou huis, ja. Goed, so dit is nogal 'n groot erf of dis 'n plaas en dan as jy Ja. nog 2 varkhonde het, nou nog soveel meer. Ja, nog soveel meer en ek dink hierdie stedelike erwe wat ons het is eenvoudig net te klein vir die honde. So mens sal moet daai hond gereeld uit jou erf uitvat net om daai afskeiding 'n bietjie dalk te verminder. Maar dit is nie te sê dit is die probleem. Dit kan regtig 'n velprobleem wees of dit kan die hokke se jassal wees wat 'n probleem is waar hulle slaap. So mens sal moet maar verder ondersoek instel. Goed, Dani Grobler, hy het vir ons 'n vraag gevra en my ervaring van 'n jockie, dit is die vraag gaan oor 'n jockie, is dat 'n jockie eintlik nogal lank leef. Maar Dani sê, hoekom is die lewensjare so min van 'n jockie? Maar jockie is 'n Ja. klein hondjie en gewoonlik leef die klein hondjie Hulle leef langer. gewoonlik lank. Ja, mense sal so dink, nee, maar okay, daar is definitief jockies wat nie lank leef nie en ons sien al hoe meer siektetoestande in die jockie self. Ek dink die groot ding daarvoor is die selektering vir gelaatstrekke ten koste van funksionaliteit van die honderas. So hierdie hondjies soos jou jockies word geselekteer om al hoe kleiner te wees. Deur te selekteer vir kleiner hondjies begin jy anatomiese abnormaliteite te sien. So hulle breintjies is baie keer te groot vir die skedel. Hulle sukkel met hulle ligweë, maar ons sien ook hormonale probleme begin voorkom in hierdie honde. Ons sien verskriklik baie Cushing se siekte ook in hulle. Dis nou baie interessant om dit nou so te hoor. Hy het die spies wat sê, wat kan mens doen om kat sandbakke beter te laat ruik? Mens kan tog nou nie elke dag die sand ruil nie. Is daar enige raad?
Ja, so katsandbakke, ek ken dit te goed daai probleem, hoor. Om vir jou 'n idee te gee met my katte, ek het 2 katte by die huis. Jy spandeer omtrent so R1,600 'n maand op hulle sand alleen, as dit kristalle is. Ja. En as jy kyk na die sand, as jy nou in steede van die kristalle die sand gebruik wat 'n bietjie goedkoper is, dan werk dit omtrent so R600 'n maand uit. So dit is maar 'n duur storie. Wat ek wel gevind het is as jy 'n aluminium bak kry, help dit baie vir die reuk, want baie keer is dit die reuk wat self in die plastiek intrek. En dan ook 'n goeie boereraad wat ek kan gee is koeksoda. As jy 'n baie dun laagie koeksoda onder jou sand gooi, help dit definitief om daai reuke te neutraliseer. Ek het dit gevind. En wat ek ook kan voorstel is elke week om jou bakke skoon te maak. As jy ek sê bakke skoon maak is pas die bak uit, sit nuwe sand in. Ek sal nie aanbeveel dat jy net die mis uithaal of net die klonte uithaal nie, maar maak die hele bak as 'n geheel skoon. Goed, so dit is nou maar 'n uitgawe en dis ook nog 'n ding ook wat ek geleer het met die hele seisoen van Dieremaniere. Al die veeartse met wie ons gesels het, wil dit graag onder luisteraars se aandag bring. Dit is 'n troeteldier wat mens moet versorg en daar is Dit het baie versorging nodig. Ja. En elke ras en elke tipe troeteldier het weer ander sorg nodig en tyd. Dit is nie net geld wat jy spandeer nie, dit is maar tyd. Ja, en dan nog 'n ding wat ek net wil bylas is, ek sê vir mense altyd 2 bakke per kat is 'n goeie idee. Mense is baie keer onder 'n wanindruk as jy 3 katte in die huis het, is 2 bakke voldoende. Ek dink 2 bakke per kat is 'n goeie nommer. Dit help definitief vir die reuk. Baie goeie raad, baie dankie daarvoor. Marinda Cox, wat sê, wat is kennel kaf? En ek hoor is ook baie daarvan. Oor die algemeen, is dit iets wat 'n hond in 'n kennel kry? Nee, so as ons nou in Afrikaans daarvan praat, is hondeholkhoes. So dit is 'n aansteeklike respiratoriese infeksie in troeteldiere. Dit is beide bakterieë en virusse wat hierdie honde kan affekteer. En die rede hoekom ons dit 'n hondeholkhoes noem is omdat dit so aansteeklik is, sien ons dit baie in die kennels. En dit is verskriklik as daar 'n uitbraak is, hoe vinnig daai virus of bakterie dan nou versprei in 'n diere en dit is lewensgevaarlik. Ons sien baie longontstekings. Troeteldiere gaan dood van hondeholkhoes. So ek sê vir mense, dit is belangrik om jou honde te ent. En seker te maak hulle is vroegtydig geënt voor jy hulle na die kennels toe vat. Of selfs na hierdie hondeparke toe of 'n doggy daycare. So nie almal vat hulle honde kennels toe nie, maar as jy na 'n parke van waar enigstens ander honde is dit belangrik om daai goed op datum te hê. Goed, so as jy jaarliks jou troeteldier neem vir inenting, behoort jy veilig te wees. Jy moet wel vir die veearts vra dat jy honde kennelkaf inspuiting soek. Vir die simpele rede, dis nie deel van jou kernenstowwe nie. So nie elke hond word daardeur geënt of daarvoor geënt nie, maar dit is definitief iets wat jy kan aanvra. Goed, baie dankie. Karen Swart, sy vra 'n baie belangrike vraag en sy vrou, hoe weet jy as jou hond oorpyn het, maar ek wil eintlik dit 'n bietjie meer uitbrei. Hoe weet jy oor die algemeen as jou troeteldier pyn het? Is daar 'n manier hoe hulle anders loop? Want hulle kan nie praat nie en daai pyn moet nog seker vir jou sê daar's inflammasie en daar kort aandag. Ja, definitief. So pyn kan op verskillende maniere manifesteer in honde. Omdat hulle nie kan praat nie, maak dit besonder moeilik, maar dit hang af van waar die pyn van afkom. So mense met of honde met gewrigspyne sukkel om te loop, hulle sukkel om op te staan. Jy sal sien hulle mobiliteit word daardeur geaffekteer. Terwyl honde met oorpyn, baie keer wat jy sal waarneem is hulle krap en hulle kerm verskriklik as hulle aan hulle ore krap. Hulle kan selfs chankgeluide gee. Hulle kan baie oppervlakkig asemhaal en rusteloos wees. En dan soms gaan hulle sommer net af in hulle kos en water af. Dan moet jy weet hoe daar's groot fout. Goed, is dit oor die algemeen 'n groot simptome? Dit is teken as die troeteldier ophou eet, dan is daar groot fout. Definitief. Ek sal definitief sê dit is iets waarna jy moet baie mooi kyk en dis hoekom ek ook sê 'n hond moenie toegang tot kos deur die loop van die dag hê nie. Jy moet hulle op vasgestelde tye voer soos wat jy jouself sal kos gee. En nie deurlopend deur die dag eet nie, sodat jy dit kan moniteer en weet hoeveel jy vir jou hond gegee het en of hy wel daai kos geëet het. Dit is nou wat honde aanbetref. Katte, hoe kan jy sien dat die kat seer het? Katte is besonder moeilik hoor. Ek moet regtig vir jou sê katte is 'n hele ander ballgame. So katte het die vermoë om hulle simptome weg te steek vir hulle eienaars. So teen die tyd wat jy agterkom jou kat het pyn of is baie siek, is hulle gewoonlik al
dodelik siek. Met katte is dit moeilik, hulle isoleer hulle self, hulle wys of toon gedrag wat hulle nie normaalweg doen nie. So tipies wat ons sal hoor van kliënte wanneer hulle inkom en sal sê, my kat is net nie homself nie. En dan as jy daardie persoon verder vra, hoekom sê jou kat is nie self, kan hulle nie hulle vinger daarop lê nie, maar dan is daar definitief gewoonlik iets fout. So hulle isoleer hulle self, hulle is dalk meer geïrriteerd, hulle gaan ook sommer van hulle kos en water af. So dit is werklik 'n moeilike ding met 'n kat, maar jy sal sien as jou kat net nie sy gewone gedrag toon nie, dan moet jy weet, ons moet kyk. Nou goed, as jy dan nou die kat veearts toe neem, nou is daar geen ander teken nie, daar's nou geen simptome wat jy nou kan bespeur nie. Waar begin julle nou om julle ondersoek te doen? Ja, so dit het begin met 'n fisiese liggaamlike ondersoek. So ons gaan deur alles van kop tot tone. Elke veearts het sy eie met die manier hoe hy dit doen, maar solank jy net sistematies werk en deur die hele troeteldier gaan en verdere inligting kry, soos wat jy nou gaan, dan begin jy vra en dan kom jy as veearts en die kliënt iets agter wat hulle dalk nie aangedink het nie. En dan begin 'n mens nou verder dit te ondersoek. Een van die goed wat ons ook doen as standaard vir hierdie diere is ons doen 'n bloedsmeer. Jy kan verskriklik baie inligting kry uit 'n bloedsmeer. Dit is net 'n druppeltjie bloed wat ons van die troeteldier se oor afvat. En ons neem natuurlik die troeteldier se temperatuur en dan kan ons ook partykeer net hulle 'n mismonstertjie neem. En mens kry verskriklik baie inligting daardeur. Mens sal regtig verbaas wees. Wonderlik, Amelia de Villiers wat ook sê, waarom kry honde so baie kanker? Hulle het nou 2 hondjies gehad wat hulle kort op mekaar verloor het weens kanker. En dis is so hartseer om te hoor, jy weet dat die honde ook kanker kry en Ja, weet jy, dis tragies. Dit is werklik tragies. Ons sien dit so baie in praktyk. En dis jong diere, hoor, dit is nie ou diere nie. Dit is regtig kommerwekkend, maar as jy kyk na kanker as 'n geheel, ook in mense, ons weet nie wat is die oorsaak vir kanker nie en ons kan nie 'n spesifieke ding daarvoor blameer nie. Maar die lang en die kort is, dit is basies hoe jou gene met jou omgewing interaksie het. So party mense het die genetiese potensiaal om kanker te vorm waar ander nie het nie, en so ook met ons troeteldiere. En dan sal sekere omgewingsfaktore wat dit dalk aanwakker. En dan sien jy dit manifesteer. So dieselfde goed wat moontlik kanker kan veroorsaak in mense kan ook kanker in diere veroorsaak. So mens moet maar net let daarop. goed, en sal daai leefstyl omstandighede nou dinge wees soos wat jy eet of daar rook is? Ja, definitief. Soos wat ons nou by mense kyk na enigiets wat hulle noem free radicals is, so dit is jou BPA's, goed wat in die kos is, aflatoksine, so dit is goed wat swamme vervaardig word, wat dan natuurlik ook kan lei daartoe, bestraling, rook. Maar dit is nie, jy het nie daai goed nodig. Wat ek wil sê is, jy het nie daai goed nodig in die omgewing om kanker te kry nie. As jy 'n geen het wat kanker veroorsaak, hoef jy nie eintlik eers daai blootstelling te hê vir dit om te manifesteer nie. Dis hoekom hulle nou so goed raak met die wetenskap, dat hulle genetiese markers kan toets om te sien of jy dalk die potensiaal het om 'n sekere kanker te vorm en laat hulle voorlopig en vroeg kan intree. Wat kan jy nou doen as jou hondjie nou daai gene het? Die kat, soos 'n merker vir kanker, wat kan jy nou doen? Ja, so ons het nie kankermerkers tot ons beskikking in troeteldiere nie. Daar is sekere goed waarna ons kan kyk om te sien of hy dalk die moontlikheid kan. Ander bloedtoetse wat ons wel kan voorkyk. In daai geval moet 'n mens kyk na moontlike vroeë sterilisasie as dit iets is wat hormoongedrewe is, en selfs dalk dink om nie te steriliseer as dit iets is wat kan moontlik vorm omdat jou hondjie nie die hormone het wat dit onderdruk nie. So daai is een van die goed waarna jy kan kyk, en dan net seker maak dat jy jou veearts se raad volg. Kyk, 1 keer 'n jaar vat jou hond veearts sodat hulle hom deeglik deurgaan en bloedtoetse doen as dit nodig is, afhangende van die hondjie se ouderdom en honderas. Daar sekere honderrasse wat jy baie vroeg al begin soek vir sekere kankers, en dan net 1 keer 'n jaar die hondjie deeglik deurgaan daarvoor. Maar ja, ongelukkig daar's nie iets wat ek kan sê is 'n wonderkuur daarvoor om te voorkom nie. Daar's nie 'n enting teen kanker nie, ongelukkig. Dan Maria Du Plessis, jonk, sy skryf sy het haar hondjie aangeneem by die dierebeskermingsvereniging, maar die hondjie juk erg, en dit is nie dat die hondjie vlooie het nie. So kan dit dalk 'n allergie wees.
Ja, so ek het gesien onder haar inligting wat sy gegee het, praat sy van klein knoppies in die hare wat in kolle uitval. So die klein knoppietjies is nie noodwendig net 'n allergiese manifestering van 'n allergie nie. Dit kan 'n pioderma ook wees. So sy is korrek om te sê, jy weet, sy het elke derde week haar gewas met 'n shampoo. Die vraag is nou net, is dit 'n gemedikeerde shampoo wat sy gekry het wat dalk antisepties is? Dit klink vir my soos 'n bakteriële infeksie. Maar gewoonlik wat ons sal doen is ons sal velskrapies neem en bevestig of dit wel 'n bakterie is, dit eers behandel. En dan as ons dit behandel en dan gaan ons begin kyk na moontlike kernoorsake. Is dit dat die hondjie allergie het en dan moet ons die allergie aanspreek, maar jy gaan eers enige infeksies op die velle moet uitsorteer, op die velletjie moet uitsorteer. Die eerste stap is om 'n shampoo te gebruik. En in baie gevalle help die shampoo nie, dan gaan 'n mens weer meer sistemiese medikasie moet gebruik en dit is iets waarmee jou veearts sal kan help. En dit is ook sekerlik iets wat nie sommer dadelik sal regkom nie as jy die shampoo moet gebruik. Nee, dit vat 'n geruime tyd, hoor. Dit kan 'n maand vat, maar solank dit net nie vererger in daai tydperk. As dit vererger, dan moet 'n mens dalk kyk daarna om kwekings te doen, om net seker te maak die medikasie waarop die hondjie is voldoende vir dit wat sy behoeftes is. 'n Probleem is ook, jou vel is baie keer 'n spieël vir wat binne jou aangaan. So as jy aanhoudend sukkel met velprobleme, is daar 'n moontlikheid dat daar iets liggaamlik fout is met haar hondjie en dat 'n mens dalk 'n bietjie verder moet indelf. So interessant. Esther Boonzaar, sy skryf hoe hou mense toy pom se tuintjies skoon. Daai toy pom hondjies is maar so klein en hulle is eintlik baie oulik. Ek is so heeltyd op jou skoot. Sy gebruik nou 'n geneerlappie en ook 'n tandepasta vir diere spesifiek, maar hoe kan jy daai tuintjies skoon hou? Ja, dis 'n goeie aanwending wat sy daar het. Dis gewoonlik hoe ons vir mense aanbeveel ook om te begin met die borsel. Begin baie konservatief, maak die hondjie eers gewoond aan die feit dat jy aan die mondjie vat en die tandjies vryf en verdere mond skoonmaakmiddel gebruik. So jy gaan baie geleidelik begin om hulle gewoond daaraan te maak voor jy 'n borseltjie in hulle monde insit. Die ander goed wat jy kan gebruik is, jy kry baie tande stokkies of treats op die mark, soos die Whimsies of die Pedent treats, wat jy kan gebruik wat dan help om daai plaak af te krap van die tande af. Dit gaan nie tandsteen verwyder nie. As jou hondjie begin tandsteen vorm as gevolg van langstaande plaak, dan gaan jy moet veearts vat dat hulle hom kan skaleer en politoer. En in 'n geval in hierdie klein hondjies sien ons dat ten minste 1 keer 'n jaar gewoonlik het hulle skaleer en politoering nodig van die ouderdom van 3 omtrent om die tandsteen af te haal. So ook kry jy nou ander goed op die mark soos 'n dental poeier wat jy oor die kos kan strooi. Dit help ook om die tande skoon te hou en dan ook sekere sproeimiddels wat jy ook kan gebruik om die mond mooi skoon te maak. Jy sal nie glo nie, daarso is diete vir al hierdie goeie. Soos as jy gaan kyk na Heal's Science Plan, hulle het TD, Royal Canin het ook 'n dental kos wat help ook om spesifiek die tande skoon te hou. Jy kry ook 'n spesifieke kos in die Montego Karoo reeks wat help vir reuk in bull terriers en in enige hond wat 'n snaakse reuk het wat help om reuk te neutraliseer. So dis ook iets waarna jy kan gaan kyk. Nou weet ek dat daar algemene dinge is wat mense so met 'n boereraad vir hulle honde gee. Byvoorbeeld as die hondjie hartlywig is, het ek nou al gehoor mense gee liquid parafin, daai tipe dinge. Is die boererade goed? Is dit sinvol? Ja, soms help boererate, maar daar's ons baie goed wat eintlik baie meer skadelik kan wees vir jou troeteldier as wat dit goed kan wees. So mens moet maar net bevestig as jy op iets afkom en jy stel belang om dit te probeer gebruik, vind dalk net eers uit by jou veearts of dit veilig is om te gebruik. Baie van hierdie goeders kan inteendeel skadelik wees, maar daar is van die boererate wat regtig baie effektief werk. Watter boererate sal jy sê werk regtig? So jy kry sekere goed wat jy in die kos kan gooi, soos jou turmeric, petersilie, dit is goed vir jou hond en dit help ook vir reuk nou, omdat ons nou spesifiek oor reuke praat en oor orale gesondheid, dit help daarvoor. Ja, dit is nou moeilik om nou so of by hap net vir jou te sê, weet jy, hierdie of daai, maar ja, daar is natuurlike goed wat jy vir jou hond kan gee, wat nie gaan skadelik wees nie, wat goed sal wees. Baie keer gee mense sommer hulle eie medisyne vir die hondjie vir alles aan nou pyn. Ek kan nou myself herinner aan 'n dag toe ek met my beagle op die berg gaan loop het en sy het die volgende dag was sy nogal styf.
sy was nogal styf in haar spiertjies en ek het Voltaren gel gebruik en dit het baie goed gewerk. So is daar ook medisyne, dalk 'n panade wat jy vir jou hondjie kan gee, baie klein volume. Ja, definitief daar, ek sal sê wees gevaarlik. Ek sal nie net aanraai dat jy ietsie, jy weet net, wat vir mense voorgeskryf is op troeteldiere gebruik nie, want jy het nie die nodige kennis, jy weet, om vas te stel of het veilig is of nie. Om 'n voorbeeld te gee met die panade is baie giftig vir katte, so jy gaan jou kat doodmaak as jy hom panade gee. Ja, panade byvoorbeeld word gebruik in troeteldiere, maar ek sal sê vra eers jou veearts se advies en vra vir jou veearts, is daar nie iets wat hulle oor die toonbank vir jou kan gee indien jou hond ooit in 'n noodgeval situasie kom wat hy pyn het, dat hulle eerder vir jou ietsie gee wat veilig is om te gee, as wat jy raai, jy weet, in middernagtelike ure of wat jy kan gebruik of dit gaan Google en dan Google jy dalk net iets verkeerd. As voorsorg, dan kan jy ten minste daar anti-inflammatoriese middels hê. Natuurlik, ja, net 'n dag of 2. Hulle hoef nie vir jou hele voorskrif uit te reik nie, maar net 'n dag of 2 se medikasie, net tot jy by die veearts kan uitkom en kan sien, jy weet, of dit nou werklik 'n probleem is of nie. Dokter Alta, baie dankie. Dit was nou so insiggewend. As mens nou oor die algemeen voorkomend jou hond en jou kat wil goed versorg, wat is die beste beginsel? Is dit werklik om daai hond se gewig laag te hou? Ek dink so. Ek dink gewig is 'n baie goeie aanduiding van gesondheid ook. So as hou jou troeteldier se gewig noukeurig dop, ook nie te maar nie, maar ook nie oorgewig nie. En ek dink soos ek vir jou sê, loop 'n pad saam met jou veearts. Jou veearts is op die einde van die dag die persoon wat die beste weet. Mense is geneig om baie goed op die internet te lees en dan kom dit nie eens van gekwalifiseerde mense af nie. Ek dink 'n mens moet respek hê vir die feit dat ons al so lank gestudeer het en so lank al in praktyk is en soveel dinge al gesien het, dat ek dink regtig waar ons advies dra gewig en ons kan jou regtig help. 'n Mens gaan nie jy weet, vir mense jou raad kos nie geld nie. So as jy telefonies enige vrae het, jy is welkom om te skakel. Enige praktyk glo ek sal oop wees om net 'n bietjie advies te gee. Dr. Alta Marie van der Westhuizen van die Waterkloof Rif Dierekliniek, wat al ons luisteraars se vrae vandag beantwoord het. Baie dankie dokter, ons verstaan beter, ons weet meer en ons is beslis op die regte pad. Baie dankie aan jou die luisteraar wat weer hierdie week saam geluister het. Ons vertrou dat jy nou meer ingelig is oor jou troeteldier se gesondheid en weet wat om te doen as daar iewers pyn of 'n allergie is. Ek wil ook RSG se bestuur bedank wat hierdie digitale platform vir ons geskep het, juis om oor troeteldiere te gesels, en ons produksieregisseur Vianel, wat saam met my week na week die program saamstel. Jy is welkom om enige terugvoer en vrae te stuur na info@rsg.co.za of jy kan sommer vir ons 'n boodskap stuur op Facebook. Dieremaniere hou baie daarvan om van jou te hoor. Volgende week praat ons oor 'n televisieprogram wat handel oor die gebeure in 'n dierekliniek. Hoe word die diere behandel en wat gaan alles agter die skerms aan? Ek gesels dan met een van die dokters wat op ons televisieskerms wys hoe hy troeteldiere behandel. Die program is Pootpraktyk op Kyknet, Saterdag aande om 6:30, maar hierdie program Dieremaniere is ek nou besig om in Oktober 2025 op te neem. So as jy dus later na hierdie program luister, gaan kyk rond op Showmax om te sien of Pootpraktyk nog vir jou beskikbaar is. Van my, Elsje van Jaarsveld, en ons produksieregisseur Vianel, is dit nou eers groetyd, maar ons is binnekort terug om te gesels oor Pootpraktyk. Tot ons dan volgende week in die voorlaaste episode van Dieremaniere weer saamgesels. Totsiens en geniet jou diertjie.